Vanoggend bring Anton vir ons die woord. Anton, asseblief. Ons sien uit om na jou te luister. Ek wil net gou vir jou bid op. Ja, Here, dankie dat U vir Anton gekies het om U boodskap te bring vanoggend vir ons. Dankie, Here, dat U die een is wat hom bekwaam maak. En ja, Here, ek vra dat U ons harte sal oopmaak vir dit wat U wil hê ons moet hoor. En in ons harte vasmaak dit wat U waarheid is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie. Is ek op die lig? Ek weet nou nie of ek soos 'n ingespande donkie voel en of ek soos 'n chopper pilot voel met die ding nie. Ek kan nog, dat ek hom aansit, so dink ek onmiddellik aan 0030 berig oor. 0 stuur oor, Expel, Golf, Oscar, Delta, Lima, India, Echo, Foxtrot, Delta, Echo. Wat beteken dit? God is liefde. God is liefde. Ja, mag die Here my verlos van die vorige keer dat ek so 'n ding gepraat het, was op 'n B25 radio gewees. Het ek so 'n ding gehad. Maar ek het al baie gedink, die voordeel van op 'n radio praat is, almal kry 'n beurt. Ek het al baie keer vir my vrou gesê, ek wens jy het op 'n radio gepraat. In elk geval, ek wil vanmôre, wil ek begin, dit neem my terug na toe ek in standaard 7 was, dis vandag graad 9 dink ek, ja, graad 9. Toe het ons elke oggend, maandag tot donderdag, het ons Bybelonderrig gehad, en ek was in 'n dubbel medium skool, die een dag is dit Engels, en die ander dag is dit Afrikaans, en Bybelonderrig is religious instruction, nou dis klaar 'n groot woord om te verwerk, dit is om enige ou, ek wil amper sê, weg te dryf van die evangelie af. Ek weet nie of wie van julle het Pinocchio gekyk. Pinocchio. In die een oggend tydens hierdie religious instruction, toe gaan die Bybelonderrig die oggend, as ons die volgende skyfie kyk, gaan dit oor Jona en die vis. En saam met my in die klas was daar 'n Engelsman, hy was 'n regte Engelsman, sy ouers het van Engeland af gekom. En toe die onderwyser nou kom by Jona en die vis, toe sê hy, "Sir, do you honestly believe this? It sounds like a fairy tale to me." Nou, as jy gaan terug na die vorige een toe, as jy nou kyk daar waar Jona aan die see was, en hulle verduidelik vir jou van die seegras wat om sy kop was, en toe sluk hierdie groot vis hom in. It sounds like a fairy tale. Nou as ek maar nie vergewis van Jona se regte storie nie, dan gaan dit vir die res van my lewe vir my 'n fairy tale wees. Maar as ek na die volgende skyfie kyk, dan sien ek Jona was reeds 'n bekende profeet gewees. Hy was 'n deurwinterde profeet van God gewees. Hy het al gegaan in 2 Konings en hy het gesê Israel gaan weer in bewind kom van Jerusalem. Hy het dit geprofeteer. En dit het gebeur. So onmiddellik vir die van julle wat gedink het dat Jona se verhaal is 'n gelykenis. Nee, dit was nie 'n gelykenis nie. Dit was 'n genoteerde gebeurtenis wat in die geskiedenis plaasgevind het. Toe Jesus aarde toe gekom het hy 3 keer verwys na Jona. En Jona was 800 jaar voor hom. Het hy 3 keer verwys na Jona. Die mense het 'n teken gesoek soos in Jona se tyd. As jy die tyd het, kan jy gaan lees oor wat Jesus van Jona gesê het. Jesus noem die teken van die profeet Jona en bevestig dat die Nineviete hulle op Jona se prediking bekeer het. Voor Jona het God hom gestuur, 'n profesie het in vervulling gekom, Jesus het na hom gekom, en Jesus het na hom verwys. So Jona was meer as 'n fairy tale. Jona was 'n werklikheid. Die volgende skyfie sien ons
Die agtergrond van Jona en Ninive. As jy nou gaan kyk waar Israel daar is, en daar waar Ninive is, dit was plus minus so 760 jaar voor Christus. Assirië, die Assiriërs was Israel se grootste vyand gewees. Hulle was nie nice met die Israeliete gewees nie. Alles behalwe, ons gaan nou in die volgende skyfie kyk, wat hulle als gedoen het. En Ninive spesifiek was die hoofstad van die Assiriërs gewees. Op die volgende skyfie sal ons sien, dat van tyd tot tyd het die Assiriërs gekom, en dan het hulle nou vir Israel ingeval. En weet jy wat? Hulle was wreed. Hulle het hulle wreed vermoor, hulle het hulle vrouens verkrag, hulle het hulle koppe afgekap, hulle het hulle velle lewendig afgeslag. So hulle het nie veel van hierdie lot Hebreërs gedink nie. As jy gaan kyk waar Assirië vandag was, daai tyd het 'n deel van Turkye ingesluit. Kyk hoe het die Assiriese ryk gestrek. En weet jy, as jy nou vandag na daai plekke gaan kyk en jy sien Irak en jy sien daai name en wat besef jy, wat het nie verander nie? Het die konflik veel verander? Nee. As jy nou vandag gaan daar, die arme Palestynë, daar is nie meer 'n klip op mekaar nie. Die Israeliete, dis nou hulle beurt. Môre is dit weer hulle beurt. As jy nou vir die Palestynë sê, jy moet Israel toe gaan, en jy moet vir hulle gaan sê, God wil hulle red, wat gaan hulle reaksie wees? Net om so 'n bietjie konteks te gee. Alles is plat geskiet voor jou. Alles is plat geskiet voor jou. Daai manne spaar niemand, die nuns, women and children, you kill them all. Nou moet jy gaan, en vir die ouens wat jou skiet, moet jy gaan sê, God wil hê, julle moet julle bekeer. Net so 'n bietjie agtergrond, Jona se storie. God se opdrag, gaan na Ninive en waarsku hulle. Hier sê God, en dit is nou in Jona 1, die woord van die Here het tot Jona, die seun van Amittai gekom, maak klaar, en gaan na die grootstad Ninive toe, en spreek hulle aan, want ek weet hoe sleg hy ly. Ek weet hoe sleg hulle is. Gaan na hulle toe. Nadat jy my so te nagekom het, het is maklik om te profeteer en gesê, maar weet jy, Jerobeam 2 sal weer in bewind kom en Israel sal bevry word. Maar nou hierdie mense wat ons so verontreg, nou moet ek na hulle toe gaan en vir hulle sê, God weet hoe sleg julle is. As jy nou na die kaart gaan kyk, van waar hy moes vertrek om na Ninive toe te gaan, toe besluit hy nee, hier voorsien hy nie kans nie. Hy gaan eerder Tarsus toe. Voordat hy nou die woestyn gaan betree, en 10-1 gaan hulle nog sy kop vir hom afkap, gaan hy na Mauritius vakansie toe. Hy wil daar gaan waar die Here Jesus Christus hom nie met 'n verkyker kan kry nie. Hy wil van God ook wegvlug. Nou ons lag nou daaroor. Hoeveel keer roep God vir my? Dan sal altyd 'n lekker vakansie in die pad. Dan kies ek maar eerder om 'n 90 grade in 'n ander rigting te beweeg. Dit was nie beperk tot Jona nie. Jy het altyd iets lekkerder om te doen. Wees nou eerlik. Amen. Dankie. Jy het altyd iets lekkerders om te doen as die opdrag wat God vir jou gee. Hy besluit toe, maar wag, hy gaan na Tarsus toe. En wat gebeur? Hy is daar op die boot. Die boot het nie regtig so gelyk nie, dis maar net om te wys waar Jona hom op daai boot bevind het. Jona is op die boot, daar kom 'n groot storm, die matrose is bang, hy lê lekker in slaap, totdat die kaptein later afgaan en sê, broer, al hierdie manne bid tot hulle eie godde,
Moet jy nie ook maar bid nie? En hy kom toe nou later uit, en hulle trek toe die kortste strooitjie, ek weet nie of dit seker maar 'n visgraat of 'n ding, dink jy het strooitjies gehad, of trek toe nou, en die lot val toe nou op Jona. Hulle vra toe vir hom, maar wie is jy? En hy vertel vir hulle, ek is 'n Hebreër. Dis wat God gesê het ek moet doen. Dis waar ek my nou bevind. Gesels so 'n bietjie met hom, en hy sê toe later vir hulle, en hy besef toe, weet jy, ek is in opstand teen God se opdrag. En hy sê toe vir hulle, gooi my van die boot af. Hy weet, hy besef toe, hy's verkeerd. En hulle gooi hom toe af en die storm bedaar. Maar tot vandag toe nog, op die vissersbote, het die term Jona, jy's 'n regte Jonah. Wat beteken dit? You're a real Jonah. What does that mean? Help my? Jy soort van die ongeluksvoel. Ja, bad luck. Bad luck. Jy's die bad luck ou. En vir eeue daarna nog steeds op die bote, wanneer die storms opkom, dan soek hulle bad luck, want bad luck moet nou af. En die matrose is baie bygelowig, tot vandag toe nog. En die term Jonah het met ons gebly. In elk geval, hy word toe nou oorboord gegooi, maar ek wil dit so klein tydjie hierby stil staan. Vir een of ander onverklaarbare rede, dink ons ongehoorsaamheid is 'n private saak tussen my en God. Jona leer ons dat my verkeerde rigting ook 'n storm vir die mense rondom my kan word. Sjoe, is dit nie waar van my en jou lewe nie? Ek is ongehoorsaam. Weet jy vir wie beïnvloed dit? Onmiddellik my gesin. Dit beïnvloed onmiddellik my gesin. Dit beïnvloed my werksplek. Dit beïnvloed my kerk. My ongehoorsaamheid word nie beperk tot my nie. Daai arme matrose, hulle het nie eers tot die regte God gebid nie. Maar hulle lewens was in gevaar gewees as gevolg van Jona se ongehoorsaamheid. Nou ek worstel met die goed, want ek kom nou aan die einde van die ding wat hulle 'n loopbaan noem. Ek nader nou aftrede, nou worstel ek met die goed. My hele lewe lank het ek hierdie droom dat ek en my broer eendag saam gaan duiwe boer. Hy het al 'n opsie op die huis oorkant hom en hy het al 'n opsie op die huis langs hom. Ons twee gaan duiwe boer, dis ons ding. Die vraag is dit wat God werklik wil hê ek moet doen? Op hierdie stadium weet ek nie. Net so gaan dit my lewe beïnvloed as ek die verkeerde besluit nou neem. As ek gaan kies dit wat nou vir my lekker is teenoor dit wat God vir my wil hê, gaan ek my bevind waar Jona hom bevind het. Dis belangrik wat ek nou met julle deel. Ons word gedryf deur ons eie selfsugtige begeertes. En hoe meer toegang jy het tot 'n ruilmiddel, daai ruilmiddel noem ons geld, hoe meer word jy gedryf deur jou selfsugtige begeertes. Ek het min ryk ouens gesien in my lewe wat nie gedryf word deur hul selfsugtige begeertes nie. En weet jy, in die land waarin ek woon, is ek ook 'n ryk man. Ek het min ryk ouens gesien wat nie gedryf word deur hulle selfsugtige begeertes nie. Kom ons vat daai woord van God. Wat dryf jou? Die groot vis. Daar's baie debatte. Dit kon nie 'n walvis gewees het nie, want 'n walvis is gemaak om plankton te eet. Hy het 'n sif voor hom. Jona sou nie deur die sif kon gaan nie. Daar's 'n klomp sulke teorieë. Nou, hierdie groot vis lyk nou so. Dit lyk nou 'n groot sielekant vir my. God beskik die vis en vir 3 dae is Jona
in die vis se ingewande vasgevang. Nou die volgende skyfie, lyk ook vir my so 'n bietjie dots, want daar's nou 'n walvis se gat, daai lyk dit vir my, waar dit die lig kan skyn. So dis bietjie misleidend, moet jy nie daaraan steur nie. Maar toe Jona daar in die vis sit, toe roep hy weer tot God. Hy erken God se magtigheid, hy beloof gehoorsaamheid. Maar weet julle wat? Die wonderlike God vir wie ek en jy dien, hy hoor hom. Hy hoor hom. God hoor sy gebed. God hoor my en jou gebede, selfs wanneer ons op ons laagste is. Ek sal nooit vergeet nie. Ek sit een aand voor my lesenaartjie en ek merk boeke. Wonderlike tyd gewees in my lewe om boeke te merk. En omstandighede steun my. En ek sit die aand en ek sê, Here, hoe swak wil jy my nou nog maak voor my vyande? Was 'n laagtepunt in my lewe. Volgende môre, ek kom by die skool, die sekretaresse sê vir my, die keer het gebel, hulle wil graag hê ek moet hulle kom sien. Ek sê, nee, maar ek is gou besig. Ja, ek dink toe nou, ek moet seker vir 'n netbalbaan kom kalk of iets vir hulle, want ek het nogals baie vir hulle gedoen. Ek nou die middag by hulle kom, toe bied hulle my 'n werk aan. Staan jy, God hoor vir jou wanneer jy op jou laagste is. Ek werk al 28 jaar by die keer. Wanneer jy op jou laagste is, hoor God jou gebed. Het Jonas gehoor. Gaan verder. God gee 'n tweede kans. Jona word uitgespoeg daar. Hulle sê nie waar hy uitgespoeg is nie. Waar langs die kus hy uitgespoeg was nie. God roep weer na Jona. God sê vir Jona vir die tweede keer. Ek moet net gou vir julle lees daar. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Wat ek jou sal gee. Ons wil baie keer so met voorbedagte rade na iemand toe gaan. Ons wil ons wel 'n speech uitwerk wat ons vir die man wil sê. Wat het God vir hom gesê? Gaan. Ek sê vir jou sê wat jy moet sê. En die duiwel wil ons so onbevoeg verklaar. Ek is net nooit goed genoeg om iets te gaan doen nie. Gaan net. Gaan net. Die Here sal vir jou sê wat jy moet sê. Dit wat jy uitdink stink in elk geval. Luister wat ek vandag sê. Dit wat ek en jy kan uitdink met ons verstand stink. Van nou moet ek met hierdie angle kom met hom, of sal ek hom nou so benader, of wat sal ek doen? Gaan net. God sê vir jou sê wat jy moet sê. En weet jy wat, hy stel jou nooit teleur nie. Hy sê altyd vir jou wat jy moet sê. Ons gaan aan. Hy gaan toe na Ninive toe. Ninive was 'n groot stad gewees. Daar was meer as 120,000 heidene gewees. Dit was heidene. Hulle het afgode en goed aanbid. Dit was wrede mense gewees. Dit het 3 dae geneem om deur die stad te stap. Jona gaan na hulle toe, en weet julle wat? Hy het nie met oortuiging die boodskap aan hulle oorgedra nie. Die Bybel sê daar, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Dit was sy boodskap. Hy het nie 'n inleiding in 'n middelste gedeelte in 'n slot gehad nie. Hy het daar deur hulle gestap met sy ouens 40 dae en 'n kusboude vir julle. Alles is oor. En hy het dit nie eens met oortuiging gedoen. Hy wou nie eers gehad het God met hierdie mense red nie. Ons gaan nou sien. Hy kom, hy sê, en hy gaan. En 'n wonderlike ding gebeur. Die koning staan op van sy troon af. Die volk kom tot bekering. Die koning kondig, hy gaan trek sy rouklere aan. Hy kondig 'n vas aan. Nie net vir die mense nie, dit sluit die diere in. Die diere mag nie kos kry nie. Die mense mag nie eet nie. Nou die wonderlike daarvan is, Christof het net maar daar verwys van brood alleen lewe.
In die paradys het sonde gekom, het begin deur te eet. Die mense het geëet van dit wat hy nie mag geëet het nie. Het al daaraan gedink, sy kont in die mond vir ewig om die heupe. Die sonde het gekom deur dit wat die mens geëet het. Dis hoekom, dis nou my vertolking daarvan, dis hoekom vas is, deur nie te eet van dit wat jy mag eet nie. Dis hoekom ons moet vas. Ons kies om nie die kos in ons liggame in te bring wat ons mag eet nie, van hierdie tyd wy ons aan God, van die mens sal lewe van elke woord van God, nie van die brood wat jy eet nie. Nou, hulle kondige vas aan, die mense kom tot bekering, God sien hulle harte het verander. Ware bekering het plaasgevind. Weet jy, daai mense is gered gewees. Is hulle vandag nog gered? Nee, hulle is vandag moslims. Maar daai groep mense het God gekies om te red. Jona was kwaad gewees. Hy's kwaad vir God. Hy het daar uit die stad uit gegaan en aan die een kant gesit en hy sê daar, hieroor was Jona, dit is in vers Jona 4, hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was, daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug. Ek het geweet, U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig, vol liefde. Ek sien maklik af van die straf wat jy aangekondig het. Laat my nou maar eerder sterf. In al sy ongehoorsaamheid het God Jona se hart geken en sy karakter geken. Hy het geweet hy gaan hulle red. Wou Jona gehad het hy moes hulle red? Nee. Dit was vir hom so, kan God dan nie sien hoe hierdie mense ons te nagekom het nie? Gaan ons dan nou die verlede doodvee? Vergifnis kan ons nou nie so vinnig plaasvind nie. Sure. He was a revenge kind of guy. Hy het hom so 'n bietjie wraak gesoek in hierdie hele ding. God moes hulle dan op hulle knieë dwing. Hy het toe nie. Hy gaan uit en hy gaan sit buite die stad. En in die volgende een, in die woord van die Here staan daar, hy sit daar onder 'n boom, maar toe laat God 'n komkommerplant opkom. Klink amper weer soos 'n fairy tale. God laat die komkommerplant opkom. En die komkommerplant bied vir hom skaduwee en hy sit rustig aan die skaduwee en hy bejammer homself. En die volgende môre stuur die Here 'n wurm en hy vreet die komkommerplant op. Daar sit hy in die wind en die son brand hom amper dood. Toe wou hy doodgaan. Want niks wat hier afgespeel het voor die tyd in sy kop afgespeel nie. God laat dit verdroog. In daai gedeelte lees ons, en hy murmureer toe by God oor die plant, en God sê vir hom, weet jy Jona, ek gee meer om vir die mense as vir die plante. Ek gee meer om vir die mense as vir die plante. En hy vra vir hom, sou ek Ninive nie jammer kry nie? Net so kan jy daar gaan, en ek kan myself die vraag afvra, sou ek Anton nie jammer kry nie? As God my nie jammer gekry het nie, wat sou van my geword het? As God ons nie jammer gekry het nie, wat sou van ons geword het? Is God se jammerte net beperk tot die goeie mense? Wie is die goeie mense? Wie is die goeie mense? Ek hoor so baie keer, dis oulike mense, soms spyt hulle is nie in ons kerk nie. Sal hom lekker wees as daai mense ook by ons kan aansluit. Dis oulike mense. Wie is in God se oë oulik? Everybody. God se oë is nie jou oë nie.
Jy wil die lekker mense, jy moet die lekker mense omring, en dan moet julle mekaar se marble sit en polies, en ons is wonderlik, God dank, ons is so sleg soos hulle nie. Onthou net, die drie enige God roep, hy het later vir Jesus gestuur om te red, die Heilige Gees oortuig. Hoekom wil jy dit doen? Wat maak vir my en vir jou so nobel, dat ons God se werk wil doen? God stuur net vir my en vir jou. Kom ons kry so 'n bietjie perspektief oor die God vir wie ons dien. Hy wil net hê, jy moet gaan. Dis al. Jy hoef niemand te roep nie, jy hoef niemand te red nie, jy hoef niemand te oortuig nie. Jy oortuig nie iemand van sy sonde nie. Ek kon nog nie een ou in my lewe oortuig van sy sonde nie. Dis net die Heilige Gees wat hom kan oortuig. Ek kan wel die waarheid met hom deel. Dis 'n groot verskil, deur die waarheid met iemand te deel. Gaan en deel die waarheid. En die waarheid hoef nie altyd so grand verpak te wees nie. Party ons is glad met hulle bekke, hulle praat maklik, hulle verkoop nou 'n ding aan jou. Ander ouens sukkel. God praat deur wie hy wil. Kan julle onthou vir Biliam en die donkie? Wat die donkie vir die ou vrou, hoekom slaan jy my? God praat deur wie hy wil. Dit is baie belangrik. God se hart is groter as ons sin. Hy is 'n God van genade, liefde en redding. Laat hy ook jou hart verander. Ons kyk na die volgende een. Johannes 3 vers 16. Wie kan dit gou vinnig vir my opsê van die jonger mense? Ai man, ek het jou. Ja. Wonderlik. Het geweet jy gaan weet. God het die wêreld so lief gehad. Hier in Petrus sê hy ook, as ek dit nog net kry, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. God wil hê almal moet hulle bekeer. God wil hê niemand moet gered word nie, want God is liefde, God is genade, God is geduldig. Ek het eers op 40 tot bekering gekom. Sjoe, dis oud. Ek het altyd gedink toe ek 'n kind was, 40 is oud. Dis ou om daai. Nou ek het eers op 40 tot bekering gekom. God is geduldig. Daar's mense wat ter 11de ure tot bekering kom. God is genadig. Al wat ek sê, Here, hier is ek. Vat my soos wat ek is. En hy wil jou hê soos wat jy is. Hy sien nie wie jy is nie. Hy sien vir wie hy jou geskape het. Kan ons nie mense begin sien, nie vir wie hulle is nie, maar vir wie hulle kan wees nie. Maar dit was vir Jona moeilik, van die Assiriërs, hulle was nie nice mense nie. Hy kon nie dit reg kry om hulle te sien soos wat God hulle gesien het nie. Ek het al gehoor, die evangelie is nie deurdringbaar tot daai mense nie. Dis 'n boutstelling om te maak, as jy sê, die evangelie is nie deurdringbaar tot daai mense nie. En weet jy wat, as ek het gesê het, dan glo ek het. As ek het gesê het, dan glo ek, dan het ek dit gespreek. Maar God dank, die woord van God wys vir ons die teenoorgestelde. Die woord van God wys ons die teenoorgestelde, dis kom jy vandag hier sit. Hy wil ons almal red. Almal van ons, om jy en om jy. Ons gaan aan. Die verhaal van Jona. God het albei gestuur. God het vir Jona gestuur en hy het vir Jesus gestuur. Hy was 3 dae in die vis, hy was 'n onwillige profeet. En God het deur Jona
het hy van Nineve gered. Wie het van Nineve gered? God. Maar hy kies om vir Jona te gebruik. God kan die wêreld red, maar hy kies vir my en vir jou om die wêreld te red. Net so was Jesus 3 dae in die graf, hy was die gehoorsame seun, en hy het nie net van Nineve gered, hy het die hele wêreld gered. Jesus is baie groter as Jona. Jesus is baie groter as ek en jy. Maar weet jy wat? Of jy nou 'n Assiriër is, en of jy nou 'n Palestyn is, en of jy nou 'n Suid-Afrikaner is, wat ook al is, ek en jy is die kroon van God se skepping. Sjoe. Hy wil ons die broers van Christus noem. Dis hoe hy ons sien. Baie groter. In ons eenvoud wil hy ons gebruik. Hy wil sy genade deur ons aan die wêreld betoon. Op 'n stadium het hy die Israeliete uitgekies. Daar in koning Dawid se tydperk het die Israeliete sy toppunt bereik. Die ander nasies het na die Israeliete gekyk en gesê, ouens, wat het hulle? Kyk hoe goed gaan dit met hulle. Sê hulle, ja, maar hulle dien die lewende God. En hy wou gehad het, hulle moes dit sien, sodat almal gered kon word. Toe speel dit nie so uit nie, en toe stuur hy op die ouend vir Jesus. En toe word ons gered. Wat moet ons doen? Almal moet sien, weet jy, Sjaal is anders. Wat maak hom anders? Hy dien die lewende God. Maar dit is moeilik, want jy weet, as dit nou by besigheid kom, business is business, dan skop daai Jood in ons in. God, al stuur hy jou nie, daar waar jy is, in jou werk, wil hy hê mense moet vra, wat het hierdie ou wat ons nie het nie? Dan moet 'n ander ou sê, hy dien die Here. En maar dan wil ek ook die Here dien. Dan wil ek ook die Here dien. As ouens wat die Here dien so lyk, dan wil ek ook die Here dien. Die vraag vir my en vir jou is, wie is jou Nineve? Is almal op hierdie planeet aarde gered? Verseker nie. Verseker nie. Ek sê gister vir Christo, voel my party daar so, die Here moet kom. Hierdie ding moet klaar kry. Hy gaan kom, wanneer hy wil kom. Wanneer sy bruid gereed is. Al wat ek kan doen is, in hierdie vlietende moment, waarin ek lewe, kan ek maar net gaan waar hy my stuur. Nou ons dink altyd, dit is aan die uithoeke van die aarde. Ja, dit is aan die uithoeke van die aarde. Maar die persoon wat my seer gemaak het, verdien hy God se genade. Nie vir wie ek seer gemaak het, ek wil hulle nie eers noem nie. Hulle is te veel. Maar ek kan die een wat my seer gemaak het, kan ek onthou. Is God se genade vir hom genoeg? My moeilike buurman. Ek het hierdie wonderlike getuies, maar ek groet nie my buurman nie. Elke môre sien ek hom, elke middag sien ek hom. Wat is my verhouding met hom? Nou, maar jy ken nie my buurman nie. Ek moet bid vir my buurman, my bure. Die familielid met wie ek nie praat nie. Is julle bewus daarvan, van hoe baie mense praat nie met hulle familielede nie? Is julle bewus daarvan? Moet ek julle so embarrass laat ons hande opsteek vanmôre? Ek gaan nie. Charity begins at home. My familie, die mense wat bloed van my bloed. Die volgende ene, die kollega wat ek vermy daar by die werk. Verseker het jy so 'n kollega. Almal het so 'n kollega.
spreek ek God se seëning oor hom uit. Ek wil net vir julle vertel, want jy sê, ek het nou so tydjie terug, het ek 'n brand new second hand motor gekoop. Dis die eerste tweedehandse motor wat ek koop, en dis die laaste tweedehandse motor wat ek koop. Nou koop ek hierdie brand new second hand motortjie, en ek gaan nou op toer met hom. Toer word binne 'n week kort geknip, ek bring die tweedehandse motor terug. Ek is nou al in die hof met die tweedehandse motor. En die Here sê heeltyd vir my, daai gedeelte van, nou wil julle mekaar voor hierdie heidense regters kom sleep, nou soek julle regverdigheid. En ek ry daar donderdagoggend op die N1 in. En die Here sê vir my, "Sjoe, ek moet die ouens het my nou te nagekom, maar ek moet God se seën oor hulle uitspreek." En net daar ry ek verby hulle teken, en ek spreek God se seën oor hulle uit. Kort daarna, nou wil ek die koop kanselleer. Kort daarna, nou bel die bank my. Ek beroep my nou al op die verbruikerswet. Bel die bank my, en ek besef toe, maar ek het nooit vir die ouens gesê, ek aanvaar nie hulle aanbod nie, en ek besluit, ek gaan môre vir hulle sê. En in daai nag toe sê die Here vir my, maar stuur nou vir hulle 'n ordentlike e-pos, en ek stuur hulle vir hulle 'n ordentlike e-pos. En die ou erken onmiddellik, hy erken die ontvangs, hy sit dit op leer. En 2 ure daarna toe bel die eienaar van die agentskap my. Toe sê hy, "Sjoe, hy het my e-mail gelees, en hy's vies van die trant van my e-mail. Sê vir hom dat ek nie 'n slegte ou is nie. Ek wil maar net 'n regverdige deal hê." So, die oomblik toe ek is nog niks verder, die koop is nog nie gekanselleer nie. Maar ek vertrou die Here, dat hy dit ten goeie sal meewerk. En weet jy, as ek verloor, dis net geld. Dis net geld. Moenie dat ons Christendom, wanneer dit by geld kom, skop die Jood in. En dan is reg nie meer reg nie. God verwag van ons om altyd reg op te tree, al kos dit ons. Slegte nuus vir jou, jy kan nie hierdie Here dien sonder dat dit jou kos nie, dan dien jy hom nie. Want hy sê vir jou, neem jou kruis op en volg my. Maar nou wil ons die gemakstoele op die skouers laai. Nee, dit gaan jou kos as jy my wil dien. Die persoon in 'n ander kultuur of agtergrond as ek, ja, ons sukkel om oor die ding te kom, ouens. Ons sukkel om oor hierdie ding te kom. Om een of ander onverklaarbare rede, het die duiwel ons. Vir die een groep het hulle in apartheid gesê, julle is beter as die ander, hulle het dit geglo. In die ander groep het hulle gesê, julle is slegter as hulle, en hulle het dit geglo. Nou waar is die waarheid in dit? Jesus is in die middel. Hy is die waarheid. Ons sukkel om oor hierdie ding te kom. Die gevangene, die dwelmverslaafde, daardie korrupte politikus hier onder die tafel. Dis dalk my en jou Ninive. Is daar nog iemand wat jy diep binne in jou glo, hy of sy verdien nie God se genade nie? Dis moeilike, ongemaklike vrae hierdie. Maar weet jy wat? Dit is waar die genade van God inkom. The grace of God. The grace of God is not a license to sin, it's the power unto. Dis die genade van God wat my in staat stel. Partykeer, elke dag, gee my bietjie meer genade, en dan kry ek dalk nog iets reg. Maar weet jy, ek wil afsluit deur te sê, Jona het geprofeteer, en dit het waar geword. Dit moes mos sy geloof versterk het. Nou, net so ek en jy, net partykeer as ons gehoorsaam, en dan skiet God sommer die ligte uit vir ons. Net laat hy oor 'n maand homself weer aan ons moet bewys. Ons lewe so
dat God moet homself oor en oor en oor aan ons bewys. God het hom klaar bewys. Toe hy sy seun gestuur het, het hy hom bewys. Toe sy seun mens geword het, toe het hy alles gedoen. Ons moet loskom van die manier van dink dat God homself oor en oor en oor en oor aan ons moet bewys. Hy het dit klaar gedoen. Toe hy gesê het, it is done, dit is volbring. Mag God ons harte verander ten opsigte van dit. Want ons harte stink. Job het aan die einde van dit alles gekom. Wat het hy gesê? Here, vergewe my as ek ooit gedink het ek is iets. Ons kan partykeer so dink ons is iets. In geval, God se genade is groot. God se genade is groot. Mag ons uitgaan en kom ons vertrou vir God om vir ons te wys wie is ons Ninevies. En weet jy wat? Die helper, die Heilige Gees, as hy dit vir jou gewys het, hy gaan jou in staat stel om te sê wat jy moet sê en te doen wat jy moet doen. En weet jy wat? God se Gees gaan die mense oortuig en hulle lewens gaan verander. En in die proses, wie word verheerlik? God. God word verheerlik, nie ek nie. En partykeer, ek sluit nou af, ek praat nou te veel, net partykeer wil ons eintlik sê hoe oulik ons is. Ek het nou met daai ou gepraat en weet jy, hy het toe sy lewe vir die Here gegee en. Sjoe, klink maar amper soos die Springbok as 'n verhaal gister. Toe hoogmoed toe nou tot 'n val gekom het. Hoogmoed kom altyd tot 'n val. Kom ons sluit die oë. Ja, Vader, dankie dat U geduldig is en dankie dat U getrou is. Ja, Here, dankie dat U hart is vir almal om gered te kan word en vir niemand om verlore te gaan nie. Here, ek wil bid dat ons vandag hier uitstap, dat elkeen van ons Ninevies vir ons sal wys. Ja, Here, en dan bid ek vir gehoorsaamheid, dat ons sal gaan, Here. Dankie dat ons weet, dat wanneer ons gaan, U die woorde in ons mond lê. Ja, Here, en dat U die wonderwerke laat plaasvind, Here, en dat U lewens laat verander, en harde harte na U toe laat keer, Here. Dankie vir U woord wat U vanoggend met ons gedeel het. Ja, Here, dankie dat U woord altyd in liefde is, Here. En dankie dat U ons aanmoedig om hierdie goeie stryd te stry. Here, waar dit nie altyd maklik is om die goeie stryd te stry nie, wil ek bid dat U ons die krag en die genade sal gee. Here, want ons is afhanklik van U, want uit onsself uit is ons tot niks goeds in staat nie. Maar al die dank, die lof, die eer aan die aanbidding aan U, Vader. Here, ek wil bid dat ons lewens sal lei, wat U naam sal verheerlik. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.